mensen, geef elkaar een high five. Langzaam zo, haast het iemand langzaam zo. Geef hem net zo'n lekker high five. Tel daar wat op die cup zit, geef elkaar net zo'n lekker high five. Zeg, ik is blij dat je dit gemaakt. Geef hem net zo'n lekker high five. Ik is blij dat je dit gemaakt. Iemand kan die Here prijs. Ons kan die Here prijs, ons kan die Here prijs. Halleluja. Kom misschien die Here net zo'n lekker mal prijs. Als iemand die, zuster, vat ons weg. Halleluja. Stap saam, jongen toe. We gaan ons. Stap saam, jongen toe. Die liefde en die vrede. Kom ons jullie handen voor elkaar voor die Here. Stap saam, jongen toe. Stap saam, jongen toe. Die liefde en die vrede. Stap saam, jongen toe. Stap saam, jongen toe. Is nog steeds. Dat is die laatste aan vanavond. Als die laatste, als iemand blij dat mijn stem kan horen. Als je kind blij. Moeder, is je blij dat je kant? Zeg, kom maar ook bij. Als je blij is zo. Als je begrafenis is dierbaar is. Als een jongman blij daar zo. Als je blij daar zo. Als je blij daar man. Halleluja, mama, als je blij dat je kan. Thuispan, daar als je blij. Halleluja. Dat is die laatste aan dierbaar is. En ons geloof vertrouw die Heer die laatste aan als die beste aan. Halleluja, is er iemand samen met mij? En iemand misschien zijn mensen samen met mij? Zij kan daar zitten. Mama, je kan daar zitten. Zij zien mij daar zo. Maar ik ga hier vandaan komen tot binnen in zo'n huis en zo zien wat aangaan. Rabakashiandalabasita. Wanneer u met die wet, daar zekere dingen wat ons moet breken vanavond. Die zijn lucie machten als we hangen in ons huis. Ons gaan vanavond breken. Halleluja, ik heb je gezegd vanavond. Ik is hier vanavond om een duivel kwaad te maken.
Mama is vandaag hier om die duivel kwaad te maken. Jongen, ook naar vandaag die duivel kwaad. Kom maar, schreeuw lekker kort op eer van die Heer vanavond. Jerusalem. Come on, Jerusalem. And we can stand praise the Heer vanavond. Jerusalem. Praise the Lord. Praise the Man, als jij nu respect voor die kerkje, hè? Zij wat hoor je te horen van die Heer voor al die mensen. Ik was aan met zo'n boekie. Maar een eentje doe ik op zo'n kerkje zo. Verstaan je mij? Je moet respecten voor die werk van die Heer, alles te opbegraven doen. Zo iemand samen met mij vanavond. Zij kan mij respect of disrespect. Maar nu God disrespect. De Bijbel zegt slijmer en hij slaapt. Hij zet ons in voet om het te volgen. Zo iemand samen met mij. Ons komt vandaan gezegd niet. Ons is hier om te zeggen genoeg is genoeg. En iemand samen met mij. Halleluja. Ons is hier zo. Vereert iemand aan dat ze Jezus Christus. Onze zaligmaker en redder en verlosser. Hier kan je lang. Hier kan je lang. Hier kan je lang. President. Jerusalem. Jesus. Rush!
ons die Here prys. Kom ons die Here prys. Halleluja, is iemand bly? Is Kiemse mense bly? Halleluja. Ons gaan 'n paar begrafnisse hou in die Skiem. Ek praat nie nonsens nie. Ek sal 9 jaar voltyds in die werk van die Here. Ek was in Kallersdorp by die veldtog. Hulle dink ons met populasie paste. Toe ons uit Kallersdorp kom, mense het die woord van die Here disrespek. Toe gaan daar 7 lyke onmiddellik uit die dorp uit. Wat sê die kinders die speel? Moenie! Ons kyk by die braaitjie nie. Dis alright. Halleluja. Maar die Bybel leer my een ding, hy sê, God openbaar die verborgene van die mens. En vanaand hierbares, ons is hier so om te verkondig dat Jesus red nog steeds. En Jesus verlos nog steeds. As die Skiemse mense bly oor Jesus, het ek hoor, kan jy Here prys gee daar aan die kant, die is my mense die. Dis my mense die, dis my mense die. Halleluja, dis my mense die, halleluja. Sê vir iemand, vir jou neighbor gaat oor Jesus. Nee, sê vir jou neighbor gaat oor Jesus, man. As ek antwoord aan praat jy lekker, sê ek gaat oor Jesus. Mama, het gaat oor Jesus. Moeder, het gaat oor Jesus. Oor niemand anders vanaand, die gaat oor Jesus. Ek is Jesus verleer vanaand. As iemand Jesus verleer vanaand, wat is Kiemse mense as die Jesus verleer vanaand? Halleluja. Ons gaat vanaand 'n paar Sangbomas of die toordige in die Skiem vanaand moet op 'n stop sit. Ek koop 'n saggie. Ek praat oor die Mike om te sê dat ons gaat vanaand sekere mense wat werk met vuilgoed, as ons vanaand expose. Ons gaat vanaand mense expose wat werk hier aan die Skiem met vuilgoed. Sy lê en zo bek nog steeds. Maar vandaag gaat ons mensen expose dat zo af gaan zoeken. Als iemand recht vandaan, voor hij voert van de Heer. Hij komt bij je huis, dan denk je eens fit zo als je tien zo. Vandaag is een expose. Ons trekt vandaan zekere leiden bij zo ik. Die wat die van jou als hij moet de oog komen, wordt een drempel. Ja, Rikambia Seto. Mama, die wat die van jou als hij moet de oog komen bij de drempel. Daar komt er veel mensen oog bij de drempel. Dat je afgrond zoekt. Maar vanavond gaat u op een stop zetten. Ons gaan wel even het lied op eer van de Heer. En je laatste aan vanavond. Asal di faya buah di poti, En die vingers stop. di bradi. Hey, no pins. Sale di ubah, adia. Sorry. Listen. En die vingers stop. Di bradi. Zal het voelen. En die Heer. Het zegt. Zal huren. Waar is het maar eens van? Jullie van die Heer vanavond. En die Heer.
Here, kom ons Here lekker prys. As je paar mannen losmaken, die laatste aan vanavond. Halleluja, ik kom praten die waarheid. Ik kom vertellen die stoel die niet dierbaar is. Ja, ik pak ook die meidje mensen moeten wachten. Als je hier komt praten, ik praat die waarheid, ik vertel die stoel die niet. Iemand samen met mij, because als je een boek van luister naar stories. Because die mensen zoeken het woord van de Heer. Halleluja, iemand wil weten dat Jezus redt en hij verlost en hij maakt je nog steeds vrij. Iemand samen met mij. Halleluja, de eerste man wees. Mijn paard is op, mijn paard is op, mijn paard is op. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Op mij weer begroet ik het kabinet van God. Van die gezagen apostels, pastoren, evangelisten, zusters en broers. Elke kindje is begroet. En een mooie naam van koning Jezus. Jezus vanavond hier is kiem om te red. Hij is hier om te red. Die woord van die Heer leer ons dan altijd. Zet met je vertrouwen in die Heer. Vanavond heb ik kiem van mensen. Al gaan jullie uit je omstandigheden. Zet in jullie vertrouwen in die meester. Want zijn oog, die krijgt je hele aarde. Ik zeg altijd voor die volk van mij. Doe dingen wat die Heer je niet ziet. Dan vragen bij mij, hoe komt hij zo? Ik zeg omdat zijn oog, die krijgt je hele aarde. En die weet van alles. Hij is bekend aan alles. Want Johannes zei het zo mooi, apostel. Alles behoort aan die Heer. Alles behoort aan God. En rechter waar, jullie kan maar dingen verstuk voor die Heer. Die Heer gaat het openbaar. Apostels zijn zo mooi. Hulle gezien wordt. Waar alle vastgevangers. Mensen wat dingen doen aan andere mensen. Gaan die voeren leefje. Want God zegt, onze rechtigheid gaat niet aan niet. We moeten streven naar rechtvaardigheid toe. Maar als je onrechtvaardig is, zal je nooit die poorten van die hemel beërven nu. Want ons is een partij in doel toe. Onze benadering om voor die volk te zeggen, die Heer redt nog. En hij verlost nog, apostel. Hij blijft nog altijd diezelfde wonderwerkende koning Jezus. En vanavond maar uitnodiging is bij die schimmende mensen. Neem die Heer aan als je een zaligmaker in die Heer ziet. Halleluja! Goed is gemaakt in de naam van Jezus. Kom eens, gee die Heer zo'n lekker prijs. Halleluja, alles weer zonder. Gee die Heer prijs. Kom aan mensen, al drinkt hij, gee die Heer prijs. Halleluja, hij is vaardig om geprijsd te worden. Dus gee die Heer prijs. Hij is vaardig om geëerd te worden. Zeg iemand, het is maandag aan. Halleluja, het is moeg. Gewerkt. Maar wanneer, zeg maar, God gaat genoeg hebben om voor jou genade te geven, halleluja, dan gaan die dood. Nou, ik wil even goed in de mooie naam van koning Jezus Christus. Gisteren te praten over, kan iemand dat nou? Kom uit de waarheid. Vanavond wil ik voor jou zeggen, dat is geen verlossing zonder bekering niet. Baie mensen willen verlossing maar die willen bekering. Vanavond wil ik voor jou zeggen, daar is geen verlossing zonder bekering niet. En ik is te doen met die nummers. Jonalanga, Pumalanga, Nongoloza. Halleluja, ik is te doen met hulle. Halleluja, wat zegt daar is hekken van aan en daar is hekken van uit die Bijbel zegt, kom nou, dat ons die zaak nou uitmaakt, zei die Heer. Al was die zonde soos kan laken, het zal wat weer soos vol. Ik wil u bemoedig. Die uitnodiging is hier, die apostolie gaan die uitnodiging maken. En kom maak de zaak met die Heer recht. Die schiemse mensen die Heer zien nu. Halleluja. Halleluja, ik zie die mensen is bang voor die waarheid. Halleluja, is iemand blij? Ga ook naar die woord van de Heer toe. Ga ook naar die woord van de Heer toe. Die geest van de Heer, hij is op mij.
Hy is op my, om die boodskap te bring. Die gees van die Here. Hy is op my, Hy is op my, om die boodskap te bring. Salf my Here, salf my. Kom ons om salf die Here, om die boodskap te bring. Salf my Here, salf my. Salf my Here, salf my. Come on, salf my, om die boodskap te bring. Kijk, luister man. Die gees van die Here, hy is op my. Hy is op my, om die boodskap te bring. Kom on. Die gees van die Here, hy is op my. Hy is op my, om die boodskap te bring. Salf my Here, salf my. Kom on. Salf my Here, salf my. Salf my Here, salf my. Salf my, om die boodskap te bring. Salf my Here, salf my. Salf my, om die boodskap te bring. Salf my Here. Iemand zegt salf my. Salf my, om die boodskap te bring. Salf my. Salf my Here. Salf my, om die boodskap te bring. Salf my. Salf my. Salf my, om die boodskap te bring. Salf my Here, salf my. Salf my. Salf my, om die boodskap. Kom ons sê hier lekker prys. Net daar waar jy staan. Kom ons buig ons hoofde en sluit die oë. Vader, baie dankie. Here, U is my God. U is my verlosser. Vader, U is my geneesheer. Here, sonder U kan ek niks doen nie. Here, U is U woord. Seën dit my God. In Jesus magtige naam. Vader, ek eer U, ek loof U en ek prys U. Here, ek sê vir U baie dankie dat die Heilige Gees hier in ons midde is. Vader, ek sê vir U dankie vir die opkoms vanaand. Here, ek bid dat alles wat ek doen nie uit my eie uitkom nie, my God, maar dat U deur my kan spreek, Here. Ek is vanaand maar net die klei. Here, en U alleenlik as die pottebakker. Here, breek my net soos U wil om U woord te kan verkondig. Elke mag, elke gees, elke toormag, elke heksery, Here, ek kom teen dit in die naam van Jesus Christus. Here, en daar waar hulle nou besig mee is, Here, om te beplan, Here, ek bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Geen wapen wat gerig is sal slaag nie, in Jesus magtige naam. Here, maak ons nou so dig toe onder U kosbare bloed. Met baie danksegging. Amen. Halleluja. Familie is begroet. Apostels, profete, evangeliste, pastore, elke broer, elke suster, elke moeder, elke vader, een en elkeen wat my stem kan hoor. Julle is begroet in 'n mooi soete naam van ons koning Jesus Christus. Die hekse, julle is ook begroet wat in opstand kom in die gesag van God. Ek begroet julle ook in Jesus se magtige naam.
vir die wat die poster gesien het. Die kermskrif kom uit Lukas 16 vers 26. Nou daardie woord het ek vir die laaste aangehou, want die Here bedien my met daardie woord. Dit is waaroor vanaand moet gaan. Lukas 16 vers 26. Nou ek gaan die hele verhaal lees. Soos ons in Engels sê, bear with me. Die opskrif lees gelykenis van die ryk man en Lazarus. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weeldierig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar Lazarus sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het. En so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Lukas 16 vers 26. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan, na julle nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, dit is nou die ryk man. Ek bid u dan, Vader, om hom na my vaderhuis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham. Maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle luister en bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, al sou iemand uit die dode opstaan nie. Prys die Here vir sy wonderlike woord. Jesus praat hierso van 2 mense. Mense wat hulle beloning op die aarde kry, en mense wat hulle beloning in die hemel kry. Nou aardse dinge gaan wegbeweeg. Aardse dinge gaan verdwyn. Familie, vriende gaan wegbeweeg. Karre, huise gaan verdwyn. Ons maak by mekaar dinge wat op die aarde is, wat rotte, mure, motte sal opvreet. Ons maak nie vir ons skatte by mekaar, wat in die hemel vir ons eendag ons beloning sal gee nie. Ons maak huise by mekaar, ons maak geld by mekaar, ons maak karre by mekaar. Wat gebeur die dag
wanneer jy al jou geld verloor, dan kan ons hier enkele dag survive nie. Want ons is so gewoond aan luxury lewe, dat ons weet nie wat het is om armoedig te lewe nie. Mense kan nie survive as hulle nie klomp geld het en hulle nou niks nie. Ek ken van mense wat selfmoord gepleeg het omdat al hulle gelde verdwyn het. Ek ken van mense wat hulle opgehang het as hulle vrou of kinders gesterwe het. Die bank kom haal net jou kar in jou huis. Ek kan nie sonder die goed lewe nie. Skatte word op die aarde by mekaar gemaak. Maar die ryk man wat wel afgelewe het alles gehad, maar toch het hy nie geluister van sy manier en hoe hy aangegaan het, even toe hy nie Helen was nie. Want hierdie man sê toch vir Lazarus, hy het eens respek vir die wat hoor as hy, om te kan sê, vra toch vir Lazarus, om sy vinger in water te gaan druk, want hierso brand ek, hierso lei ek in smart in. Baie keer aan dink ons is beter af as ander mense, omdat ons meer besittings het. Baie keer aan dink ons is hoër geklas as ander mense, omdat ons dikke karre en dikke huise inbly. Maar die graf waarin ons behoort, nadat ons gelewe het, is dieselfde size as die man wat op die straat bly. Die kus waarin jy begrawe word, is dieselfde man as die vrou wat in die shelter bly. Ons maak staat op ons aardse dinge om oor ander mense te kyk. Want ons dink ons is beter as ander. Ons maak staat op ons groot werk by die munisipaliteit of by die government of wherever jy prokureur is, dan dink ons is hoër geleerd as die man wat huise bou of winkelwerk doen. Maar waar gaan ons opeindig? Ek wat die Here doen, maak seker ek berei my plek voor in die hemel, want die aarde het niks vir my nie. Hierdie liggaam waarin ek is tydelik. Hierdie liggaam wat hier so rondloop, moet teruggaan waar vandaan dit kom. Vader Abraham sê vir die ryk man, en kyk hoe mooi is dit. Daar is 2 manne in hierdie skrif, Lazarus en die ryk man. Die man het geen sy naam nie. Die man het geen sy titel nie. Hy is net 'n ryk man. So ons besittings gee vir ons identiteit. En as ons hardloop op daardie identiteit wat die besittings vir ons gee, dan beteken dit wat jy is, so sal jy dood. Want daar is 'n geseg wat sê, soos jy lewe, so sal jy sterwe.
As jy in onregverdigheid lewe, sal jy onregverdig sterwe. As jy met die mes lewe, sal jy met die mes doodgaan. As jy in die bottel lewe, sal jy in die bottel doodgaan. As jy in die lolly lewe, sal jy met die lolly doodgaan. Baie het ek al gesien al. Die manne rook 'n witpyp en hy sien 'n wind. Was sy laaste wind gewees. Was sy laaste wind gewees. Vader Abraham sê vir hierdie ryk man, al wil ek hierdie man stuur na jou toe, kan ek nie. Want daar is 'n gap tussen ek en julle. Daar is 'n skeiding tussen geregtigheid en onregverdigheid. Daar is 'n skeiding tussen boos en goed. Gisteraand, ons gaan bid by jou huis. En hy heks kom staan aan die deur van die huis. En ek haal hier die botteltjie olie, haal ek van die tafel af. Toe skree sy uit die jaartyd. So sal die Here openbaar die onregverdigheid, die onreëlmatigheid, die toordery, die heksery wat aangaan in die lewe. Sy is nergens te vind vanaand nie. Want sy het in opstand gekom, die gesalfde van die Here. En die woord sê, raak nie my gesalfdes aan nie. Nou baie keer aan dink ons, 'n gesalfde is net 'n godsman. Maar die Here salf 'n huisbaas, 'n man of 'n vrou, as priester van hulle huis. En wanneer daar die mense, wat in die nagte, in die bose nagte, hulle goedjies beplan, teen opstand kom, teen die geregtigheid van God, dan sal ons hongerhondjies weggejaag word en weghardloop terug na hulle grotte toe. Ek is nie bang om dood te gaan nie. Want ek weet, die oomblik ek die Here aangeneem het in my lewe, met alles wat ek deurgegaan het, het ek geweet daar's 'n silwer rand aan die einde van my stryd. Vader Abraham sê vir die ryk man, jy het mos klaar jou beloning gekry. Jy het mos jou goeie dag gekry. Jy het mos jou huis gekry. Jy mos jou kar gekry. Jy mos jou miljoene gekry. Elke dag was 'n feesmaaltyd by jou gewees. Jy het klaar gekry wat jy wou hê van my af as God se woord. Jy het klaar gekry waarvoor jy gevra het. Maar hierdie arme man het ook sy dae gehad. Hierdie arme man het ook sy smarte gehad. Want toe hy niks gehad het nie, toe lus hy om net die krummels van die ryk man se tafel af te wil eet. Maar hier is die belangrikste deel. Die ryk man besef toe
Daar is niks wat hy kan doen om homself uit hierdie ellende te kry nie. Hy is klaar hierso. Beste van het maak kan hy nie. Van brand gaan hy aanhou brand tot in ewigheid. Maar hy sê, stuur dan net iemand asseblief om my 5 broers te gaan waarsku. Stuur dan net iemand asseblief om hulle te gaan sê, hulle moet beter lewe sodat hulle nie hier kan opeindig nie. Stuur maar net iemand asseblief of hulle te sê om hulle weer verander. Sodat hulle nie aan hierdie plek waar ek nou is, waar ek smart en pyn en ly te kan opeindig nie. Stuur maar net iemand asseblief om hulle te waarsku dat hierdie plek waar ek nou is, is 'n lekker plekkie, is 'n aangename plekkie, is 'n plek waar my ergste vyand wil hê nie. Stuur net iemand asseblief om hulle te waarsku. Julle het Moses gehad. Julle het die profete gehad. Toe na 15 Desember, feeste wie buitekant. Julle die apostels, julle die evangeliste, die pastore, die profete, julle die leraars, julle die ouderlinge, julle die diakens. Wie moet daar nog gestuur word as hulle nou nog nie wil luister na wat hierdie manne te sê het oor die koms van Jesus Christus nie? Wie moet daar nog gestuur word as daar nou nog nie geluister word om te kan sê, as jy nie jou weer gaan verander nie, dan gaan jy hel toe. Wie moet daar nou nog gestuur word om te sê, bekeer jou, sodat jy verlossing, genesing, bevryding kan vind? Wie moet dan nou nog gestuur word? Stuur iemand van die dood, sê die man. Stuur iemand uit die dood uit, sê die man. Ek het 'n kollega wat sê, sy sal nooit bekeer tot God, tensy God voor haar staan nie. Sy sal nooit haar hart vir die Here gee, tensy die Here nie self voor haar kom staan nie. Die woorde van Paulus sê, ek lewe nie meer nie, maar Jesus Christus, hy lewe binne my. Nou as Jesus Christus binne my lewe, dan beteken dit die dode het opgestaan en hy lewe nou binne my. En hy is hier om te sê vir hierdie wat nie wil luister nie, bekeer jou. Want wanneer God nou weer kom, ons is geneig om te sê, ek kom nie met die lag nie. Jesus gaan nie met die lag kom nie. Ons wil hoor wat ons wil hoor.
Ons wil doen wat ons wil doen. Ons glo in God, maar is ons gehoorsaamig teenoor hom? Verstaan julle wat ek sê? Ek kan sê ek glo in God, maar het ek die liefde van Jesus? Het ek geduld? Het ek vrede in my harte? Het ek barmhartigheid? Dra ek die vrug wat God se saad in my geplant is? Een boom word geoordeel deur sy vrug. En een boom sal bly staan al draai nie vrugte nie. Maar wat sê dit vir ons? Ons loop hier rond, want ons mors dood. Ons sê ons het die Here lief, maar ons toon geen liefde nie. Familie, ek is hier 'n blessings, prosperity prediker nie. Ek is geroep om die waarheid te praat. Nou ek is 'n salespersoon. Die wie my ken weet, ek sê 'n ding soos dit is. Ek sal vir 'n kliënt sê, moet nie die rubbish koop nie, want dit gee vir my probleme. Maar as 'n kliënt vir my gaan sê, ek wil dit hê, dan gaan ek nie met die in stry nie. Want 'n persoon se wil is sy eie wil. So as 'n persoon sê, los my, ek is alright, ek gaan jou los. Maar dan gaan 'n dag kom waar jy gaan soek en waar is die woord wat die man gepreek het. Dan gaan 'n dag kom waar jy in die hospitaal lê en sê, Here, ek het U nodig. Dan gaan 'n dag kom waar jy geen ander keuse het nie. Maar dan gaan dit dalk net te laat wees. Want vir sommige mense is hoor bitter min. Vir sommige mense hulle wil hulle nie verstaan nie. Hierdie ryk man het nie geworry hoe hy lewe nie. Hierdie ryk man het nie geworry wie rondom hom seer of swaar kry nie. Stuur iemand uit die dood uit. Jesus het opgestaan, hy het 'n bevel en 'n opdrag gegee en gesê, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Nou Jesus het daar reeds opgestaan en vir ons 'n bevel, 'n opdrag, 'n mandaat gegee om sy werk te gaan doen die buitekant. Want daar gaan 'n dag kom wanneer God wat aan hom behoort kom haal. En as jy nie in die halleluja trein is nie, is dit mis. Soms worry ons te veel wat ander mense dink. Soms worry ons te veel as dit nou die regte tyd nie. Ek is nog te jonk om te bekeer. Ek het nog my hele lewe voor my. 29 jaar oud TikTok superster.
Mors dood in 'n karongeluk op pad na sy familie toe. Dood vra nie hoe oud jy is nie. Dood vra nie watter size kus jy in begrawe gaan word nie. Daar is 'n tyd vir geboorte en daar is 'n tyd vir sterwe. Ons is gebore met God wat sy asem in ons blaas. Dit behoort aan God. En wanneer ons nie gebruik maak van daardie asem wat binne ons is nie, dan kom haal God wat aan hom behoort. Want ons slaan nie ag waar dit sê ek verhoor die gebed van 'n regverdige. En 'n regverdige is iemand wie hom bekeer het tot God. 'n Regverdige is iemand wie besluit het om die Here aan te neem en om die wêreld af te staan. Nou baie keer dan besluit ons gaan die Here aanneem. Maar kom Desember maand, dan stoot ons die Here een kant toe. 11 maande bekeer, festiv, omgekeer. Die Here soek iemand wat kan sê, maak nie saak wat ek nou in is nie. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. Maak nie saak wat my man doen nie. Maak nie saak wat my vrou doen nie. Maak nie saak hoe my kinders lewe nie. Maak nie saak hoe dit gaan by my werk nie. Maak nie saak as ek nie kos in my kas het nie. Maak nie saak as die hekse teen my is nie. Maak nie saak as die vyand my betwyster nie. By die Here sal ek bly staan. God soek so 'n persoon. Die Here het nie gekom op hierdie aarde om te oordeel nie. God het gekom om skeiding te bring. Wat 3 teen 2 is, of 1 teen 5. Waar een persoon in 'n huis tot inkeer kom, dan plaat die ander 4 mense en sê, nee man, los die dinge. Jy is nog te jong, jy het nou hele lewe voor jou. Jy kan veel later, wanneer jy so 30, 40 is bekeer. Wie sê jy gaan dit maak tot die ouderdom? Wie sê God se genade kans is nog groot genoeg vir jou om dit te maak tot die ouderdom? Ons wil die Here dien soos ons Monster en Play en Red Bulls drink. Ek gaan koop vir my een wanneer ek krag nodig het. Ek gaan drink een wanneer ek moeg voel. As ek 'n 12 ure skof moet doen of 'n 24 ure skop, dan het ek net so 2 energy drinks nodig. Dis hoe ons die Here wil dien. Ons wil die Here dien
wanneer ons dinge nodig het van God af. Ons wil die Here dien wanneer dit sleg gaan in ons lewe. Ons wil die Here dien wanneer dit dood is wat besig is om te klop aan ons deure. Ons wil die Here dien wanneer ons die petrol of kos of krag het nie. Maar wanneer dit goed gaan, dan skuif ons God een kant toe. En dis wat hier die ryk man gedoen het. Toe dit goed gaan met hom, toe skuif hy God een kant toe. Ek nie gekom om mense se lewenstyle te oordeel nie. Ek kom ook van drank, rook en drugs af. Ek kom ook daar vandaan. Ek weet wat het is om 'n bottelkop te rook. Ek weet wat het is om 'n skyf uit 'n appel te rook of uit 'n eie blaar te rook. Ek weet wat het is om op 'n straat te slaap, in 'n gutter, nadat ek van 'n klap afkom. Weet ek wat het is om 'n huisvesting te hê. Maar toe die Here my roep en sê, my kind, genoeg is genoeg. Die varkblare waarby jy lê, as jy vir jou bedoel nie. Daar is iets beter aan die ander kant as ons net gehoorsaamig aan die Here Jesus wil wees. Daar is iets beter aan die ander kant as ons net God se gebooie sal verhoor, verluister en agslaan op. Ons het nie nodig om swaar te kry in hierdie lewe nie. Maar die enigste manier hoe dinge gaan verander in ons lewe is as ons ons kruis optel. Nie die ding wat rondom jou nek hang en jy verbyloop en dink die mense sien die kruis, ek is bekeer nie. Hy kruis beteken niks as jy nie Jesus Christus in jou lewe het nie. As ek gesê wat sê, 'n aap kan ook 'n goue ketting dra. Maar hy bly 'n aap. So 'n sondaar kan ook sy kruis dra rondom sy nek. Maar hy bly 'n sondaar. Familie, die woord is uit. Kan niks verder mee doen. Vir die wat voel, hulle wil maar net luister na die woord van God, maar hulle wil nie agslaan na die woord van God nie. Elkeen op hierdie aarde het 'n bepaalde tyd. Wat ons met die tyd doen, is ons eie saak. Maar waar ons opeindig, is as gevolg van wat ons gedoen het met die tyd. So ek gaan oorgee aan die diensleier en ek gaan 'n uitnodiging maak. Moenie bang wees wat jou vriende môre gaan sê vir jou nie. God kan dalk net môre kom. Dan het jy wat jou bekeer het vanaand die laaste buskaartjie gekoop op die halleluja trein. As ek hier op winkel toe stap en ek gaan sit vir my trips op, dan is ek so kwaad en hartseer gelyktydig as hulle vir my sê dit is offline. Hoe gaan ons net die voel die dag wanneer God sê gaan weg,
Ek ken jou nie. Ek het jou gehad. Die rol gaan afgespeel word. Wat jy met jou tyd gemaak het, hang van jou af. En die Here God seën. Kom as jy die Here prys. Halleluja, dat was Godse woord vanavond. Ek wil niks byvoer en niks verhaal nie. So daar sekere mense wat moet seker maak vanavond dat hulle maak 'n besluit wat hulle hele lewe kan verander. Want van môre aand af is ons nie meer van vanavond, as die laaste aand, ons sal môre aand af hier nie. So wil ek uitreik vanavond hier. Maar ek glo ook wel, die wat die woord geluister het, daar is 'n seën ook vir u in die woord. Ek glo ook vanavond vir die wat in die huis sit, siek. Daar is 'n woord ook vir jou vanavond. Ons gaat ook vaag oor 'n paar dae in die nuwe jaar in. Ons almal wat mens is, ons gaat oor 'n paar dae oorvaag na 2026. Maar ek wil nie jy moet oorvaag sonder die seën van die Here nie. Ons moet oorvaag met die seën van die Here in die nuwe jaar in. Ek weet as van ons mense wat nie by kerk het uitkom nie. Dan ons gaat ons self geniet. Maar ek wil vanavond seker maak dat wanneer ons oorvaag, moet die seën van die Here oor ons rus. Heb iemand saam met my vanavond? Die mense van die skiem saam vanavond? As jy kan staan net daar, sou jy na toe kom, staan op die bene. As jy kan staan net daar, staan net daar, as jy kan staan, staan. Ontsynd so. As jy kan staan net daar, wat jy kan staan, dis alright. Ek glo dat wanneer die seën van die Here op jou lewe rus, dan kry jy iets ekstra. Ja, Here. Die dorp is op aandag nou. Ek kan voel in die gees, die dorp is op aandag. Ek kan voel iets gaat gebeur in die plek. Meester, u dame in die wit. Ek praat openlik, maar die Bybel sê en Jesus, en die owerseer kom na Jesus toe, hy sê vir Jesus, my seun is besig om te sterwe. Maar hy sê ook, spreek net 'n woord, dan weet ek, dit sal so wees. Ek wil kom by u huis, ek wil 'n woord spreek van guns op u lewe. Ek wil 'n woord spreek vanavond wat geen duiwel kan keer aan jou nuwe jaar wat kom nie. Vrou, u doen 'n besigheid, maar die besigheid het die seën van die Here die keer nodig, sodat die besigheid kan groei van al kante. Ek wil 'n woord spreek in die atmosfeer. Hy werk hard. Hy werk hard. Maar hulle betaal jou nie wat jou toekom nie.
Ek praat saam met u. Jy sit baie in, maar betaal jy wat toe kom nie. Maar die Bybel sê, wanneer die seën van die Here oor jou lewe rus, dis 'n belofte, geen moeitevolle arbeid. Mingi biala sida. Geen! Ons werk, ons bloei. Ek praat saam met mense wat sê, daar is 6 uur uit die huis uit. Daar kom 8 uur by die huis. Sy is moeg gewerk, maar jy verdien peanuts. Die Here moet jou seën.